leerpapier vir stoffering, jaar 2 vir die toets van 14 Maart 2025. Ons begin by veilige praktyke in die werkswinkel. So ons het die gereedskap, 'n kramgeweer. Moenie aan die snelle rok as die geweer nie aan die hout rok nie. Moenie wys met die kramgeweer nie en behandel die gereedskap asof dit gelaai is. Skêr, gebruik skerpunt na onder wanneer jy loop. Sny weg van vingers en hande. Bære in beskermende boks. Hamer. Slaan die hout parallel met die oppervlak, vermy oor die rand en voor die rand skiet en dra 'n veiligheidsbril of veiligheidsskerm. Boor, moenie die sneller trek as jy nie op die skroef is nie, maak seker dat jy die regte boorpunt gekies het. Staanboor, moenie afdruk as die hande of die vingers in die pad is nie. Strykyster, is uiters warm, wees versigtig om op te tel en neer te sit. Moenie aanskakel, kompressor, moenie aanskakel as dit nie gebruik word nie. Moenie lig in iemand se gesig plaas nie. Nommer 2, jou PPE, jou persoonlike beskermende toerusting. Daarom sal werkgewers verwag om elke werker op te lei. Elke werker het nodig om die PPE te gebruik. Wanneer dit nodig is, watter soort is nodig, hoe om dit behoorlik aan te trek, aan te pas, te dra en uit te haal, die beperking van die toerusting en behoorlike versorging, instandhouding, die lewensduur en wegdoening van die toerusting. So dit is sinema as jy met die kramgeweer gaan werk, dan wanneer is dit nodig, wanneer jy die kramgeweer gebruik, watter soort, jou beskermende brille is nodig, hoe moet jy dit aantrek, dit moet jou oog heeltemal toemaak, die beperkings, as jy die geweer teen iemand se oog druk en skiet, al het hy 'n bril op, sal hy daardeur skiet, so hy kan nie van so naby af jou oog beskerm nie, en dan behoorlike versorging en instandhouding, bære die brille sodat dit nie krap nie, anders kan jy nie mooi daardeur sien nie. Nou die PPE in die stofferingswerkswinkel, 'n harde hoed, as jy swaar goed van hoë plekke afhaal, oorbeskerming vir die kompressor, veiligheidsbrille vir die kramgeweer, beskermende masker as jy afskuur, veiligheidsskoene as jy swaar goed dra en handskoene as jy verf en stewels as jy swaar goed ronddra. Dan tipes gevare, ons kry 5, veiligheid, biologies, fisies, ergonomies en chemies. So veiligheid, dit is gevare wat onveilige werksomstandighede skep. Byvoorbeeld, blootgestelde drade of 'n beskorrigde mat kan 'n struikelgevaar tot gevolg hê. Dan biologies. Biologiese gevare sluit in virusse, bakterieë, insekte, diere ensovoorts wat nadelige gesondheidsimpakte kan veroorsaak. Byvoorbeeld skimmel, bloed en ander liggaamsvloeistowwe, skadelike plante, riool, stof en ongediertes. Fisiese gevare is omgewingsfaktore wat 'n werknemer kan benadeel sonder om dit noodwendig aan te raak. Byvoorbeeld hoogtes, geraas, bestraling en druk. Ergonomies is gevare is 'n gevolg van fisiese faktore wat tot muskulosketale beserings kan lei, byvoorbeeld 'n swak werkstasieopstelling in 'n kantoor, swak postuur en hantering. Chemiese gevare is gevaarlike stowwe wat skade kan veroorsaak, soos ontploffings. Hierdie gevare kan beide gesondheids- en fisiese impakte tot gevolg hê, soos viriliterasie, irritasie van die asemhalingsstelsel, blindheid, erosie en ontploffings. Dan, voorval en ongeluk, wat is die verskil? Beide werksplekongelukke en voorvalle is skielike onbeplande gebeure. Die verskil is, 'n werksplekongeluk veroorsaak skade aan 'n produk, proses, eiendom of persoon, waar 'n werksplekvoorval 'n insident is wat in 'n ongeluk kon ontaard. So, as jy die kramgeweer vashou en jy skiet jouself in die vinger, is dit 'n ongeluk. As jy die kramgeweer vashou en hy gly, maar jy skiet jouself mis en niemand kry seer nie en niks kry seer nie, dan is dit 'n voorval. 7 stappe om voorvalle of ongelukke in die werkplek te hanteer. So stap 1, jy bel die nooddienste.
indien 'n kritiese besering of noodlot plaasvind. Die werkgewer of toesighouer is verantwoordelik om te verseker dat nooddienste ontbied word. Polisie word ook op die toneel benodig indien daar 'n sterfgeval of werksplek geweld is. Dan, as 'n nie kritiese besering of amper mis voorkom, is dit onwaarskynlik dat jy sal moet bel. So hierdie is die verskil tussen 'n snytjie, nie kritiek, jy sny jouself met die skêr, en nooddienste, 'n kritieke besering, is wanneer jy jou vinger afsny. Dan stap 2, dien noodhulp toe. Die werkgewer is verantwoordelik om te verseker dat noodhulp aan die beseerde persoon verskaf word, indien dit veilig is om te doen. Stap 3, beveiling en bestuur van die toneel. Die werkgewer is verantwoordelik om stappe te neem om die toneel te beveilig en te bestuur, byvoorbeeld die verwydering van werknemers uit die area. Stap 4, stel vereiste partye in kennis. As 'n persoon beseer word as gevolg van 'n ongeluk, is dit die werkgewer se verantwoordelikheid om die gebeurtenis aan te teken. Stap 5, doen 'n ondersoek. Die doel van die ondersoek is om die oorsaak vas te stel, sodat stappe geneem word om seker te maak dat dit nie weer gebeur nie. Stap 6, berei die finale verslag voor. Die verslag is bedoel om almal te help om uit die ongeluk te leer en herhalings te voorkom. Stap 7, volg aanbevelings op. Dit is die werkgewer se verantwoordelikheid om volgens die aanbevelings op te tree. Bladsy 6, meet en meetgereedskap. So een het ons daar 'n staal maatband, dit meet langstukke hout en meet gewoonlik in meter. 2, materiaal maatband, dit meet dele met kurwes en jy kan dit in meter, sentimeter of millimeter meet. 'n naaldwerkmeter meet korter lengtes, soos some en nate, en jy meet in sentimeter en millimeter. 'n Staalliniaal meet van spons en materiaal en merk dit versny. Jy meet ook sentimeter en millimeter. Jy kan soms meter, maar dit is nie gewoonlik nie. Winkelhak meet van spons en materiaal om te merk en te sny, maak seker die hoeke is 90 grade. Nou, hoe versorg ons hierdie meetgereedskap? Is hier in die laaste kolom. Maak skoon met 'n lintvrye lappie. Hou droog om roes te voorkom. Geen direkte sonlig om rek te voorkom. Maak seker nommers en merkies is leesbaar. Kontroleer deur seker te maak afmetings is steeds akkuraat. Meet met 'n staalliniaal en maatband, staal en materiaal. So daar's 3 prentjies en elkeen wys vir jou hoe om die verskillende meetinstrumente te gebruik. So die eerste een is 'n staalliniaal, word gebruik om kleiner reguit dele van materiaal te meet. Kyk altyd dat jy by die 0 begin meet. Maatbandmateriaal, om kurwes te meet, so om jou arm, stoffering sal dit wees kussings en sitplekke wat rond is. Maatband, maar 'n staal een word gebruik om groot stukke hout en ander groot stukke materiale te meet. Bladsy 7, basiese meeteenhede. So ons gebruik millimeter, sentimeter en meter. Millimeter is klein lengtes soos nate, some, knoopsgate. Sentimeter om 'n bietjie langer lengtes te meet soos nate, patroonstukke. En meter is om lang lengtes te meet soos wanneer jy materiaal of hout koop. Op jou liniaal, jy begin altyd by 0 meet. Die klein lyntjies tussenin is millimeters en 10 millimeters, dan is jy by 1 sentimeter. Berekeninge. Julle gaan moet weet hoe om millimeter, sentimeter en meter om te skakel na 'n eenheid toe wat ek jou gaan vra. So die voorbeeld wat ek sê nou mag gee is 15 centimeter. Hoeveel millimeter is dit? So centimeter, die pyltjie na millimeter, sê ons moet dit maal met 10. So 15 maal 10 is 150, so dis 150 millimeter. 45 meter na centimeter, die pyltjie sê ons moet maal met 100. Dis 4500. 20 millimeter, hoeveel centimeter is dit? Nou moet ons deel met 10, so dis 2 centimeter. En 75 centimeter na meter toe, dis weer gedeel deur 100, of dis is gedeel deur 100, dan kry ons 0,75 meter. So ken daai formule en hoe om dit te gebruik. 8.
bereken omtrek, oppervlakte en volume. Hierdie is slegs om vir jou te wys die verskil van oppervlakte. Ons werk net met oppervlakte. So die oppervlakte is die spasie wat die plat oppervlakte bedek en jou antwoord is in vierkante millimeter, sentimeter, meter of selfs kilometer. So oppervlakte is gelyk aan lengte mal breedte. So daar is die lengte en dis die breedte van jou vorm. 10 cm, 7 cm, so lengte mal breedte is 10 mal 7, dis 70 vierkante centimeter. Onthou om daai 2 bo aan jou eenheid te skryf, indien hy nie daar is nie, is jou antwoord nie korrek nie. Dan laaste bladsy, jou tegniese tekeninge. Indien jy ietsie sien van voor, van bo of van die kant, van die sy af, wat sien jy? So bo aan sig, as ons na hierdie dobbelsteen kyk van bo af, gaan jy net die nommer 3 sien. Van voor af, net die nommer 1 en van die kant af, nommer 5. Baie sterkte!